Goeiedag. En vandag lees ons Hosea 4. Ja, ons lees dat die priesters het die Here verlaat en baie Christene verlaat die Here. Hulle dwaal net so stadig weg, nee. Sommer net so 'n gedagte vir myself. Ken jy ook dalk iemand wat ook die Here verlaat het en skaam is om terug te keer? Skaam is oor sy sonde, dit nie wil erken en terug te keer na die Here toe nie. Net 'n kort oorsig wat ons tot dusver gelees het. In hoofstuk 1. God stel Hosea, Gomer en sy 3 kinders bekend. En Hosea 2 eindig met die belofte van herstel en liefde. En Hosea 3 bring dit dramaties tot uitdrukking in 'n simboliese handeling van God se genade en sy liefde. Ja, ons het in Hosea 3 vers 4 en 5 afgesluit, né? En daar was 'n paar vrae gewees oor dit. Ons hoor daar in Hosea 3 vers 5. Daarna sal die kinders van Israel terugkeer en die Here hulle God en Dawid hulle koning soek. Hulle sal bewend na die Here kom en na sy seëninge in die laaste dae. Nou, hierdie vers vang die hoop vas dat God se dissipline nie die einde van die storie is nie. Dit openbaar sy uiteindelike doel om die Here, mense in die regte rigting en die regte verhouding met hom te herstel en sal so wees tot en met Jesus se wederkoms. Hierdie vers 5 aan die einde van hoofstuk 3 vang die hoop vas dat God se dissipline nie die einde van die storie is nie. Nee, dit openbaar sy uiteindelike doel om sy mense, sy kinders in 'n regte verhouding met hom, die Here, te stel. Maar weer eens, net God se uitverkore kinders van daardie tyd, maar ook in vandag se tyd. En so sluit vers 4 en 5 in hoofstuk 3 af en beklemtoon ook die belangrikheid van bekering en die soeke na God. Ware herstel kom wanneer mense hulle van hulle sonde bekeer en hulle behoefte aan hom erken. Die melding van 'n koning uit Dawid se lyn dui op die messiaanse hoop wat in Jesus vervul is. Dit toon dat God se plan vir verlossing verder strek as tydelike oplossings. Dit is ewig en omvattend en spreek beide die geestelike en die fisiese behoeftes van sy mense aan. Nou, dis bietjie moeilik om te verstaan, maar kom ons kyk na die verwysingsverse. Gaan lees hierdie verse jouself. Gaan lees hierdie gedeeltes wat verwys na Hosea 3 vers 4 en 5 toe. Gaan lees dit. Die eerste een, in 2 Samuel 7 vers 16 tot 17. Dit was God se belofte om Dawid se troon vir ewig te vestig, wat na die messiaanse hoop wys. En in Jeremia 29 vers 12 tot 14, en ons het al hierdie verse gelees, maar dan lees dit weer, sodat ons in die woorde van Hosea 3 vers 4 en 5 kan inkom en dit ons eie maak. Jeremia 29 vers 12 tot 14 is die belofte van herstel, wanneer God se mense hom met hulle hele hart soek. En dit is waaroor Hosea 3 vers 4 en 5 praat. En dan het ons gelees en ons hoor daar in Amos 9 vers 11 tot 15, profesie oor die herstel van Dawid se gevalle tent. En as ons dit lees, dan kan ons Hosea 3 vers 5 beter verstaan as Dawid nou in die vers inkom. En dan het ons gehoor in Jesegiel 37, 24 tot 27, is 'n belofte dat Dawid se dienaar, die Messias, oor 'n herstelde Israel sal regeer. Ja, en ten laaste Johannes 10, lees maar die hele hoofstuk. Jesus, die goeie herder, vervul die rol van die beloofde
Dawid die se koning. Ja, kom ons lees nou. En vandag lees ons uit die 83 vertaling, vers 1 tot 3. Hoor wat sê die Here daar. Israeliete, luister na die woord van die Here, want hy kla die inwoners van die land aan. En kan ons net daarby sê, dat die Here kla ons, Christene, wat van hom af wegdwaal, ook aan. Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God in die land ontbreek, het vervloeking, valsheid, moord, diefstal en egbreek hand oor hand toegeneem, en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag. Vers 3, dit is waarom die land verdor, en al die inwoners van dors versmag, saam met die wilde diere en die voëls, en waarom selfs die visse vrek. Ja, hierdie dood is as gevolg van om 'n ander weg te kies om te lewe. Almal se weg, wat willens en wetens weg van God af. 'n Weg na alles wat die mens begeer, behalwe die begeerte van 'n smagting na God, wat ons almal sal sien en voor God verantwoording gaan doen. En ek verseker jou dat Baal sal niemand daardie dag kan help nie. Daar kom 'n dag in die nabye toekoms wat ons verantwoording voor God gaan doen. En nou in hoofstuk 4, vanaf vers 4, probeer die priesters hulle self verontskuldig, en God gee sy klagte teen hierdie priesters. Maar ons moet onthou dat die woord leer ons ook dat ons, ek en jy, Christene, is priesters van God. En nou die klag teen die priesters, vers 4 en 5. Niemand word ligtelik aangekla en tot verantwoording geroep nie, maar ek die Here gaan jou mense aankla, priester. Vers 5, jy gaan vandag nog tot 'n val kom, en die profeet gaan vannag nog saam met jou tot 'n val kom, en ek die Here gaan selfs jou moeder om die lewe bring, spreek die Here. Nou hoor nou baie mooi wat God nou en ja ook sê tot en met Jesus se wederkoms, En dan die verskriklike woorde van God vanaf vers 6. Ek sê jou, die duiwel sidder as hy net die naam Jesus hoor, maar ons wat so maklik wegdwaal van God af en ander afgode aanbid, alles wat ons bo God stel, die TV, die telefoon, die games wat ons speel, dit is net te veel om op te noem. Ons sidder nie voor die heilige God nie. Daarom sê die Here baie duidelik in sy woord, vanaf vers 6. My volk gaan onder, omdat hulle nie aan my toegewy is nie. Verstaan ons dit? Ons is nie toegewy aan God nie, dan gaan ons onder, omdat jy jou taak, en nou praat hy met die priesters, omdat jy jou taak om hulle aan my toe te wy verwerp het, verwerp ek jou as my priester. Omdat jy die wil van jou God verontagsaam het, verontagsaam ek die Here die priesters wat onder jou dien. Vers 7, hoe meer priesters daar is, hoe meer sondig hulle teen my. Ek sal die aansien wat hulle geniet in vernedering verander, sê die Here, Vers 8, hulle teer mos op die sonde van my volk. Hulle smag daarna, dat die volk nog meer moet sondig. Hoekom? Vers 9, maar dit sal met die priesters gaan, soos dit nou met die volk gaan. Ek sal die priesters straf vir hulle optrede. Wat hulle probeer doen, sal ek die Here in die teendeel verander. As hulle offervleis eet, sal hulle honger bly. En as hulle aan tempelprostitusie deelneem, sal hulle nie kinders hê nie, omdat die priesters die Here verlaat het, om hulle toe te lê op tempelprostitusie, en omdat wyn en drank
hulle lewe in beslag neem. Soek my volk leiding by 'n stuk hout. Verwag my volk dat 'n stok dinge aan hom bekend sal maak, omdat 'n hoergees die priesters beetgepak het en hulle aan hulle God ontrou geword het. Vers 13, bring hulle offers op die bergtoppe en offer hulle op die heuwels onder al die groot groen bome waar daar lekker skaduwees is. Dit is waarom julle dogters hoereer en julle skoondogters egbreek pleeg. Ja, ons kom by die afgodsdiens in vers 14, né? Vers 14, ek gaan nie julle dogters straf omdat hulle hoereer nie, en julle skoondogters omdat hulle egbreek nie, want daardie priesters is besig om met die hoere af te paar en saam met die tempelprostitusie te offer. Maar die wat nie op my waarskuwing agslaan nie, sê die Here, sal vernietig word. En nou moet ons weet, né, Israel is koppig. Christene wat wegdwaal van die Here af is koppig. Hulle ken die weg, maar hulle wil dit nie volg nie. Vers 15. As jy hoereer, Israel, moet Juda dit nie ook doen nie. Juda, julle moenie die heiligdom by Gilgal besoek en na Bet-Aven toe gaan nie. En julle moenie daar 'n eed aflê in die naam van die Here nie. Vers 16. Israel is so koppig soos 'n moedswillige koei. Moet die Here hulle dan nou versorg soos 'n herder sy skape in die veld versorg? Efraim is verknog aan afgodsbeelde. Laat hom maar sy gang gaan, sê die Here, né? Vers 18. Wanneer sy regerders klaar gesuip het, hoereer hulle op groot skaal. Hulle het skande hartsogtelik lief. Vers 19, 'n stormwind het ek vir Efraim in sy mag, sodat hy in die skande sal kom oor sy offers. Ja, die hart van die saak is dus, dat die godsvolk, as ook almal wat lewe tot en met Jesus se wederkoms, sal omkom weens 'n gebrek aan kennis, het ons nou in vers 6 gelees. Nie net omdat hulle nie geleer is nie, nee, hulle is geleer, maar ook omdat die priesters self die kennis van God verwerp het. Daarom kan die Here nie anders as om hulle ook te verwerp nie, en hulle nie langer in sy dienste gebruik nie. God wil hulle nie gebruik nie. Hierdie is 'n geweldige, ontstellende prentjie wat God vir ons geteken het, en meer spesifiek van wat die leiers, die priesters, oor wat hulle gedoen het, en van priesters gepraat. Onthou net, ons Christene is ook priesters van God, lees ons in 2 Korintiërs. Hulle het geteer op die sonde en sondeskuld van hulle mense. Hierdie priesters was sleg. Trouwens, hulle smag daarna dat die volk nog meer moet sondig, want dan word die offers meer. En omdat hulle daarvan geleef het, floreer hulle ekonomies weens die groter omset van offers. Dis sieklik. Daarom gaan die Here rekenskap van die leiers eis oor hulle optrede en hulle vergeld vir hulle dade. Hulle manier van doen was direk verantwoordelik daarvoor dat die volk hulle tot afgode gewend het en hulle die volk gehelp met dit. Daarom gaan die Here rekenskap van die leiers eis oor hulle optrede en hulle vergeld vir hulle dade. Hulle manier van doen was direk verantwoordelik daarvoor dat die volk hulle tot afgode gewend het, want die offerdiens was openlik korrup. En die gevolg was dat hulle die Here verlaat het en hom nie meer geraadpleeg het wanneer hulle die pad vorentoe moes onderskei nie. 'n Volk wat dus nie met die regte godsbewussyn leef nie, gaan ten gronde. En die wat nie op God se waarskuwing agslaan nie, sal vernietig word. Geestelike louwarmheid is iets waarmee ons as Christene gedurig worstel, né? Ons is geroep om onsself ten volle aan die Here oor te gee, om 'n lewe van passie en toewyding aan God te leef. Tog kom die versoeking
om in geestelike louwarmheid te verval oor ons. Dan word ons verbintenis met God swakker en swakker en ons verhouding met die Here bloot 'n oppervlakkige roetine. Ja, ons ken ook die Here. Louwarmheid beteken 'n gebrek aan ywer en entoesiasme in ons gebedslewe. Dis soos 'n vlammetjie wat stadig uitdoof en net 'n dowwe gloed agterlaat. As ons wegdwaal van die Here af, is dit soos 'n vlammetjie wat stadig uitdoof, nê. Ons raak onverskillig teenoor God se gebooie. Ons gee nie meer om wat ons doen nie en ons verloor die verwondering en ontzag wat ons in sy teenwoordigheid behoort te ervaar. En ons sluit af vir vandag met Efesiërs 5 vers 14 tot 20. As iets bekend geword het, is dit in die lig. Word wakker jy wat slaap, staan op uit die dood en Christus Jesus sal jou lewe verlig. Vers 15, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Vers 18, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees van God julle vervul. Tot sover vandag. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God, onsse Vader, en Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.